vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Julle gaan nou nie vandag na my luister nie. Soos julle weet, begin ons vandag met die kursus uit hierdie boek Vind God in die Gewone wat deur Tom Smith geskryf is. So vandag gaan julle na Tom Smith self luister. Ons stel vandag bekend hierdie kursus wat ons gaan doen, die preekreeks wat ons gaan doen, en ek het vir Tom gevra om self dit aan julle bekend te stel. Maar voordat ons na Tom gaan luister, wil ek net eers sê dat ons begin nou vandag hiermee, en ek gaan elke week na die week se tema wat die Sondag behandel is, gaan ek 'n kort oordeenking op WhatsApp uitstuur, sodat jy op jou eie bietjie verder kan gaan dink oor die week se tema. Nou met dit in gedagte, kom ons luister na Tom Smith. Goeiedag, dit is lekker vir my om saam met julle vandag tyd te kan spandeer. My naam is Tom Smith en dit is my voorreg om hierdie Vind God in die Gewone reeks vir julle in te lei as Tableview gemeente. Dit is vir my lekker om vanaf Johannesburg met julle te gesels. Ek volg Jesus hier saam met my vrou en ons 2 kinders wat op universiteit is. Ons is deel van Fontainebleau Gemeenskapskerk waar ek die voorreg het om ook een van die predikante te wees. En ek is ook by Excelsis wat die NG Kerk dominees help met verdere teologiese opleiding. As 'n leerling van Jesus is ek in die lewenslange reis om Jesus te volg wat ons nooi en sê dat ons hom lief kan hê met hart, siel, krag en verstand en ons naaste soos onsself en ons dan ook stuur in Matteus 28 en sê gaan en maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te doen en te onderhou wat ek vir julle geleer het. En dan gee Jesus hierdie belofte wat sê, kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die tyd. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan vandag saam lees uit Genesis 28 uit van vers 10 en ons lees uit die 2020 vertaling. Jy is welkom om saam te lees. Ons lees in hierdie teks die volgende. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. En hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. En hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kop dit neergesit en op daardie plek gaan lê. En hy droom toe en kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. En daar was boodskappers van God wat daarlangs op en afgaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, en die God van Isak, die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. En deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseën was. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan, en ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. En Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. En hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie, dit is niks anders as die huis van God nie, dit is die poort na die hemel. En Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as 'n kopstuk neergesit het geneem, en dit as 'n gedenksteen opgerig, en hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet, en hy het die plek Betel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê, as God met my sal wees, en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan, en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees, en sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees, en ek sal van alles wat u vir my gee, getrou tiendes aan u afstaan. Ons lees so ver. Dit is 'n aangrypende verhaal van 'n man wat God ontmoet en wakker word vir God se teenwoordigheid. Hy vind God in sy gewone.
Nou, as 'n predikant is een van die voorregte wat ek het, is dat ek in mense se gewone lewens natuurlik ingenooi word om saam met hulle te wandel. En so gebeur dit 1 jaar dat ek net teruggekom het van die Kruger Wildtuin in ons Julie vakansie, net ons verkykers weggebêre het, dat 'n tannie my bel en sê, ek moet asseblief kom huisbesoek doen by haar man, oom Louis, want die swart hond van depressie is bietjie op sy rug, en sy dink dit sal goed wees vir hom as 'n predikant bietjie kom kuier. Ek weet nie of julle daar in Table View ook sulke vrouens het wat die predikant op hulle man sit nie. Vroeg die oggend kom ek toe daar in die wintersonnetjie van Johannesburg by oom Louis se huis aan, en hy groet my by die deur, maar ek kan sommer so aan sy lyfstaal sien dat hy my nie daar wil hê nie. Hy's aangetrek met sy plakkies en 'n baie ou sweetpak broek, en hy mompel so half terwyl ons groet. En net nadat ons gegroet het, sê hy vir my, kom ons gaan sit in my sonkamer. En terwyl ons so na die sonkamer toe loop, sê hy vir my so knorrig. Hy sê, jy weet, hierdie sonkamer was 'n fantastiese plek, tot die tannie hierdie bly klomp geelhoutbome geplant het 45 jaar terug. Hy sê, nou is omtrent nie 'n sonnetjie wat kan deurbreek nie, dit is net skadu oral. En ek sien toe hy knipoog daarom so half bietjie na die tannie se kant toe, so dis so bietjie van 'n grappie tussen hulle. En ons gaan sit toe daar in die stoel, op sy stoepie, en ons gesprek begin, en dit gaan maar so bietjie stadigerig. En toe sien ek iets raak, en seker maar omdat ek net uit die wildtuin uitgekom het, sien ek toe dat langs hom is daar 'n verkyker. En ek sê vir oom Louis, en oom Louis, die verkyker, en ewe skielik begin hy my vertel, en sy gemoed lig, en hy lig die verkyker op, hy sê, nee, dit is met hierdie verkyker wat ek lieflike voëls hier in hierdie tuin raak sien. En ewe skielik ruk hy daar aan die kant van sy stoel 'n boek uit. Julle weet ons party mense se stoele is hulle biblioteke ook, 'n ou Sassel boek, en hy sê vir my, hy begin so deur die lysie gaan van die voëls, en ek sê nogal grappenderwys vir hom, oom Louis, al voël wat ek ken in Johannesburg is Adidas, kan mens regtig meer voëls as dit sien. En vir die volgende paar minute vertel hy vir my van voël na voël, en hy, hoe meer hy my vertel, hoe meer opgewonde raak hy. Op 'n stadium skertsie tannie daar uit die kombuis uit. Ja, jy sien daai voëls almal in my blerrie bome. Nou oom Louis met sy verkyker en sy gemoed wat lig, laat my toe dink aan Jesus wat daar in Matteus 6 sy disippels leer in die bergrede, dat wanneer ons bekommerd is een van die goed wat ons moet doen is om te kyk na die Skepper se sorg in die alledaagse. Hy sê, gaan kyk na die voëls en die lelies. En die verkyker en oom Louis wat verander en wat raak sien en kyk, het iets aan my begin doen en ek het vir weke lank daaroor gedink. Ek weet nie of jy dit opgemerk het nie, maar in die teks wat ons gelees het, is die woord kyk 'n woord wat oor en oor in die teks voorgekom het. Hoe ons sien. Want elkeen van ons lewe in hierdie samelewing in 'n plek waar ons baie keer nie kyk nie. Ons sien nie raak nie. Een van my gunsteling teoloë is 'n vrou met die naam van Barbara Brown Taylor. Sy vertel hoe sy nie groot geword het in 'n Christelike huis nie, maar haar ma het vriende gemaak met die methodiste predikant op die dorp en haar so 'n bietjie oor hom ontferm. Baie keer oor die naweke, as hy sy preek voorberei, het sy hom op 'n Saterdag uitgenooi by hulle te kom eet. En sy vertel die storie hoe sy 'n klein dogtertjie was, 7 of 8 jaar oud, en die predikant kom eet toe by hulle en sê toe vir Barbara, ek wil hê jy moet môre na die erediens toe kom, want ek gaan 'n storie oor jou vertel. Dis, by the way, 'n fantastiese manier om 'n kind in die erediens te kry, is om hulle stories deel te maak van die storie van die erediens. Barbara vertel jare later daarna dat die predikant gepreek het oor God die Skepper. Ons bely ons, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En wat sy vertel en onthou is hoe hierdie predikant die dag praat oor hoe God steeds skep, 'n nuwe dag. Hy gee vir ons asem, die natuur skoon, die mense rondom ons, en hy vertel toe hoe God ons innooi in daai skepende werke van hom. En op 'n stadium
knippig oog hy so vir Barbara toe hy vertel, wanneer 'n klein dogtertjie kyk hoe paddavissies verander om paddas te word, maak dit God se hart bly en glimlag God oor die klein meisie wat deelneem aan die skepingswonder. Barbara Brown Taylor skryf jare later aangrypend hieroor op die volgende manier. Sy skryf so, sy sê, "When the service was over that day, I walked out of it into a God-enchanted world, where I could not wait to find further clues to heaven on earth. Every leaf, every ant, every shiny rock called out to me, begging to be watched, to be listened to be handled and examined. I became a detective of divinity, collecting evidence of God's genius and admiring the tracks left for me to follow." Dis dan vreeslik mooi. Hierdie prent wat sy skets van 'n detective of divinity is 'n manier van kyk waar ons raak begin sien dat ons wêreld nie gestroop is van God nie, maar dat God te vind is in die gewone. Nou ja, hierdie beeld van oom Louis met die verkyker, Barbara Brown Taylor, om te leer hoe om te kyk, het my op 'n tog gesit om te begin dink oor hoe God in my gewone lewe werk. En julle gaan nou op 'n reis wat gebaseer is op die boek wat ek geskryf is, Vind God in die Gewone, waar ons kyk hoe God ons ontmoet in 'n doodgewone dag. En een van die metafore wat ek gebruik in die boek, kom juis van hierdie beeld van Barbara Brown Taylor, waar sy praat oor hierdie enchanted world, en om 'n detective of divinity te word. En wat ons doen, en hoe die boek ook geskryf word, is hoe om God te vind as 'n speurder van die Skepper. En so reg deur hierdie reis, waarop julle nou gaan ons na praktyke kyk, wat ons in staat stel om die verkykers van ons lewens so in te stel, dat ons God in die gewone kan vind. Die filosoof Charles Taylor skryf in sy baie groot boek, A Secular Age, dat baie mense nie God raak sien nie. Hy sê, 1400 jaar het die mensdom geskuif van 'n plek waar hulle oop was, gekyk het, God raak gesien het in hulle alledaagse, hy noem dit the porous self, na 'n plek waar mense toe is en geslote. Hy noem dit die buffered self. Maar dit is binne in ons gewone waar God ons kom ontmoet. Ek is altyd nog gefascineer deur taal, en so een van die woorde wat my fascineer is juis hierdie woord gewoon. In die boekie skryf ek op 'n stadium dat dit interessant is dat die woorde gewoon, gewone, gewoond en gewoontes dieselfde stamwoord deel, woon. Natuurlik woonbuurt ook. Dit was een van Jesus se gunsteling woorde. Dit was 'n woord wat hy gebruik het om te verduidelik dat sy navolgers kan verwag dat hulle die woonplek van die drie eenheid sal wees. Ons is mense wat in ons gewoontes kan inoefen, waar ons in ons gewone en ons woonplekke kan aansluit by die drie enige God wat by ons is. En so in die volgende paar weke gaan julle kyk na die gewone van slaap en opstaan, van wakker word en was en reinig, eet en etenstafel, die soektogte waarop ons gaan, die werke waarvan ons deel is. Natuurlik ons speel en lag is deel van ons gewone saam met God, ook ons trane en ons hartseer, ons lewe en ons sterwe. Dis maniere hoe ons God in die gewone kan ontmoet. Dit is jammer dat baie van ons nie Jakob se moment beleef nie. Julle sal onthou in die teks wat ons gelees het, is daar hierdie ongelooflike mooi vers 16,
Wanneer Jakob wakker word nadat hy op daai klip geslaap het, sê hy hierdie woorde: Waarlik, die Here is in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Ons lewe baie keer so vinnig en so onbewustelik dat ons ook hinker daarna om God te sien. En dalk is hierdie die tyd in die jaar, nou op pad Pinkster toe, waar ons Hemelvaart vier en waar ons die uitstorting van die Heilige Gees onthou, waar ons kan weet, waarlik, die Here is in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Die priester William Berry skryf in een van sy stukkies, sê hy, I am convinced that all of us meet God regularly and in quite ordinary ways. The question is, do we notice this when it happens? Nou, my vrou Lolly hou nie baie van hierdie skyfie nie. Toe ek die eerste keer vir haar gewys het, die man sonder die oë, toe sê sy, dit is vir haar so 'n bietjie grous. Maar ek dink dit is iets wat ons herinner daaraan, dat ons partymal blindelings deur die lewe gaan, en dat ons ingenooi word om ons oë opnuut oop te maak. Nou Johannes, die evangelie van Johannes, waarin Jesus baie van hierdie woorde van woon gebruik, is daar 'n aangrypende verhaal wat terugverwys na Genesis 28 toe. En om ons tyd saam af te sluit, wil ek dit vir ons lees. Kom ons lees Johannes 1, en hierdie is van vers 43 af. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan, en toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het en ook die profete, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Filippus sê toe vir hom, kom, kyk, miskien kan ons sê, word 'n speurder van die Skepper. Jesus het Nathanael na hom sien aankom en sê toe van hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom, waarvandaan ken u my? En Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. En Jesus antwoord hom, glo jy, omdat ek jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het, jy sal nog groter dinge sien. En hy sê vir hom, amen, amen, ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdaal op die seun van die mens. 'n Aangrypende verhaal, waar Jesus terugverwys na Genesis 28 en sê, daar gaan 'n tyd kom, wanneer julle die hemel oop sal sien. En ons lewe nou in daai tyd, die tyd na Christus se lewe, sterwe, opstanding, hemelvaart. Ons lewe in die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees, die tyd waar die koninkryk van God naby is, en ons kan nou vir God vind. Ons hoef nie na spesiale plekke toe te gaan nie. Ons is die mense wat God kan vind in ons doodgewone lewe. Iets anders wat merkwaardig in hierdie teks is, en dalk het jy dit raak gesien, is dat Jesus is 'n speurder van die mens. Hy sien vir Nathanael, voor Nathanael hom sien. Ons is die hele tyd besig om die God te soek wat ons ook soek. Ons vind God, omdat God ons ook vind. En mag julle as Table View in hierdie volgende paar weke deur spesifieke tekste te lees en praktyke in te oefen, julle verkykers instel om speurders van die Skepper te wees. Ek wil afsluit met 'n seën wat ek in die boek geskryf het, ook met 'n foto van 'n dierbare vriend van my wat in die Wildtuin was toe hy Vind God in die Gewone gelees het.
besig om na voëls te kyk, toe hy die hoofstuk gelees het wat gaan oor Louis se storie. En hierdie seëning is my seëning vir julle as 'n gemeente. Die seëning gaan so: Here, ek wil U in die gewone sien. Help my om 'n speurder van die Skepper te word. Here, ek wil in U woord woon. Ek wil U in die mense om my ontmoet, U in die skepping aanskou. Ek wil die liefde wat U vir my het ken en vertrou. Dankie dat U Gees my met liefde vul. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie gemeente. Dankie dat hulle op reis gaan om U te vind in die gewone. My gebed is dat U elkeen van hulle in die uniekheid van hulle pragtige lewens sal kom ontmoet. Dankie Here dat U vir ons die belofte gee dat wanneer ons U soek, dan sal ons U vind. En mag ons soos Jakob ook wakker word in ons lewe en sê waarlik die Here is in hierdie plek. Ek bid vir die gemeente, vir elke lidmaat. Ek bid in hulle doen en late dat hulle die avontuur sal beleef van die hemele wat oop is en van U wat ons innooi in 'n verhouding met U, sodat ons U kan sien en saam met U die wêreld 'n beter plek kan maak. Ek bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, mag julle saam 'n wonderlike reis beleef, soos wat julle deur die verskillende bewegings van God in die gewone beweeg. Ek is baie dankbaar om saam met julle op hierdie reis te wees. En ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.